Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Toe Moses onseker was van homself en bang was vir mislukking, het God nie vir hom 'n swaard of 'n nuwe stem gegee nie. Nee, hy het vir hom 'n eenvoudige vraag gevra. Eksodus 4 vers 2 sê, daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? Moses het afgekyk en 'n staf gesien. Dit was maar net 'n stuk hout. Dit het geen krag of waarde in die oë van die farao gehad nie. Maar God het iets anders gesien. Hy het die begin van wonderwerke gesien. Hy het vir Moses gesê om sy staf neer te gooi, en toe hy dit doen, het dit in 'n slang verander. Daardie lewelose stuk hout het in iets lewens en iets kragtigs verander. En toe Moses dit weer optel, het dit terug in 'n staf verander. Dit is daardie selfde staf wat later die Rooi See sou oopkloof. Dieselfde staf wat 'n rots sou tref en water sou voortbring. Dieselfde staf wat in die geveg opgelig sou word en oorwinning bring. Maar op daardie oomblik was dit al wat Moses gehad het. En dit is wat God vandag wil hê, jy moet raak sien. Jy bly God vra vir nuwe dinge, vir meer tekens, meer hulpbronne en meer selfvertroue. Maar God vra vir jou om te kyk na dit wat reeds in jou hand is. Want hy het nie iets merkwaardig nodig nie. Al wat hy nodig het, is dat jy die bietjie wat jy in jou hand het, in geloof oorgee aan hom. God kan van die gewone iets buitengewoons maak. Jy mag dalk vandag onbevoeg voel, maar God vra nie van jou om 100% bevoegd te wees nie. Al wat hy vra, is dat jy hom sal vertrou. Moses se staf het nie krag van sy eie gehad nie. Nee, dit het eers krag gekry toe dit in die hande was van 'n man wat God gehoorsaam het. Wanneer jy dit wat jy reeds oorbeskik en wat jy reeds het, in gehoorsaamheid oorgee aan God om te gebruik tot sy eer, gebeur daar wonderwerke. So die vraag vandag is, wat is in jou hand? En sal jy God vandag genoeg vertrou om dit wat jy het aan hom oor te gee? Hy verwag nie van jou om perfek te wees nie, net gehoorsaam. Here, vandag gee ek my lewe oor aan U. Neem my hande, my voete, my talente en my hulpbronne en gebruik dit tot U eer. Ek vertrou U met my toekoms en lê my eie agenda vandag neer vir U groter doel. In Jesus naam bid ek dit.